Aan die almal baie welkom hier by hierdie sirkel en ons praat oor die Heilige Gees, les 4 oor die gawes van die Heilige Gees. Dankie dat jy inskakel, moeite doen om saam te wees. Dankie dat jy leer oor die Heilige Gees. So daarby is, kom ons bid saam. Vader, dankie dat jy ons liefhet. Dankie Jesus dat jy gekom het en 'n prys vir ons betaal het. Maar dankie Heilige Gees dat jy die woord geïnspireer het, dat ons hier saam kan wees, dat ons kan leer oor u. En ek wil bid dat ons harte sal oop wees, om te kan hoor, dat ons sal luister wat u sê. Help my met vrymoedigheid, u woord te verkondig, te praat oor u. En dankie vir u liefde en u goedheid, in die naam van Jesus. Amen. So, maak jou Bybel oop, daar by 1 Korintiërs 12, nou laasweek het ons oor vrugte gepraat, ek het baie skrifte gelees, maar ek wil ook nou bietjie minder skrifte lees, verskillende skrifte, ek wil by een plek lees, so maak oop by 1 Korintiërs 12, en ons gaan daar klomp skrifte lees, en 13 en 14, kyk dit wat Paulus skryf oor. Nou, ek wil begin om te sê, terwyl jy soontoe blaai, en is altyd goed om verskillende vertalings te hê en bietjie verskillend te lees, is die eerste ding wat jy moet besef, dit is geweldig belangrik om oor die Heilige Gees te praat. Jy weet, die heel eerste skrifte lees ons dat die aarde was woes en leeg, Genesis 1, en die Gees van God het gesweef oor die aarde. Met ander woorde, hy het die aarde bewaar, gedink aan die aarde, hy was daar. Dis nie, ek wil niks met hierdie plek te doen hê nie. Dat van die eerste oomblik af, lees ons van God die Vader, God die Heilige Gees, en dan begin God te skep deur sy woord. Johannes sê, alles geskape deur sy woord. Nou, in die Ou Testament, dan lees ons so nou en dan van die Heilige Gees, want dit was nie die tyd van die Heilige Gees nie. Byvoorbeeld Dawid, toe hy gesalf is as koning, het die Heilige Gees oor hom gekom, die krag van God het oor hom gekom, Samson, Elia, ek bedoel om voor 'n stryd waaruit te hardloop, die krag van die Here wat oor hom gekom het. So duidelik het die Heilige Gees gewerk, maar die Heilige Gees het nie aan hulle gewoon nie, het nie op hulle gebly nie. Jesus was die eerste een, toe hy vervul is met die Heilige Gees, het die Gees soos 'n duif op hom neergedaal en op hom gebly. Dit was die teken vir Johannes. Johannes sê, toe ek dit sien, toe weet ek hy is die Messias. So die Heilige Gees het op hom gebly. En dan lees ons waar Jesus die opdrag gee, gaan wag en ontvang die Heilige Gees, en wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, sê hulle krag ontvang. En toe gaan wag hulle. En 120 ouens is vervul met die Heilige Gees. Volgende was daar wind, daar was 4 tonge, en die uitstorting van die Heilige Gees was daar. Nou, as jy Handelinge gaan lees, en dalk wil ek jou aanmoedig, in jou eie tyd, in jou Bybelstudie, om die boek Handelinge te gaan lees. Maar gaan lees orals, waar hulle praat van die Heilige Gees. Skielik sien jy, hoe baie word die Heilige Gees nou genoem. En in die evangelies praat hulle die hele tyd van Jesus, Jesus, Jesus. Handelinge, die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees. Ja, jy weet, hulle begin om te sê, dat ons is 'n getuie van hierdie dinge en die Heilige Gees. Ons lees dat die Heilige Gees vir hulle gesê het om dit te doen. Hulle gestuur het, die Heilige Gees deur iemand gepraat, geprofeteer en sê, daar kom 'n groot droogte, en toe die vroeë kerk geld bymekaar gemaak in Jerusalem toe gestuur, maar deur die Heilige Gees geopenbaar. Hulle is gestuur deur die Heilige Gees. Paulus skryf, hy sê, dis goed vir ons en die Heilige Gees. Ons het gebid en die Heilige Gees het iemand aangewys. Ons lees dat die Heilige Gees hulle verhinder het om te preek in Asië. Hulle verhinder het om deur 'n sekere gebied te gaan in ander kere. Paulus wat gedryf word deur die Heilige Gees. Paulus sê, as ek in 'n stand kom, dan sê die Heilige Gees vir my, waar om te gaan, wat om te preek, wat om te doen. Hulle is gelei deur die Heilige Gees. En dan lees ons selfs waar Petrus skryf, en Petrus sê,
Hoekom het jy toegelaat dat die duiwel in jou hart werk en jy lieg vir die Heilige Gees? Aneas en Safira. En dis so ernstig, die vroeë kerk dit gehad het, as jy sonde doen, dat jy lieg teenoor die Heilige Gees. Nou, sonder die Heilige Gees, moet jy besef, is Christenskap dood. Is Christenskap godsdienstig. Is Christenskap, nou moet jy staan, nou moet jy sit, nou moet jy loop, nou moet jy hierdie toga aantrek, nou moet jy die ding doen, daai ding doen. En ek kom baie keer by godsdienstige mense, vra maar, hoekom staan jy nou as hulle bid, en hoekom trek jy die ding aan, en hoekom het jy daai ding? Partykeer weet hulle nie, en ander kere dan het hulle 'n baie mooi verduideliking. Maar dis godsdienstig. Dis al wat dit is. Dis koud. Jy moet selfs besef, as jy Bybel lees, en jy lees hierdie Bybel sonder die Heilige Gees, dan is die Bybel dood. Want die Bybel, die woord sê, die letter maak dood, maar die Heilige Gees gee lewe. Die Bybel sê baie duidelik, waar die Gees van die Here is daar vryheid. Nou, as die Gees van die Here, as ek klem lê dat die Heilige Gees in ons midde moet wees, dan is daar vryheid. Waar die Heilige Gees is daar liefde. Waar die Heilige Gees is daar blydskap. Waar die Heilige Gees is daar vrede. Jy kan dit nie hê sonder die Heilige Gees nie. En ek dink dis hoekom baie keer, ek sien dit byvoorbeeld, iemand getuig vir my, dat hulle het groot familiebakleiery en eendag te gaan sit, sê nee, ons is kinders van die Here wat die Heilige Gees het, en nou gaan ons vrede maak, en nou gaan ons sorg dat hierdie vrede is. En dis wat ek baie keer sien in mense se lewe. Die duiwel kom en wil vernietig, maar as jy klem lê op die Heilige Gees, jy doen wat die Heilige Gees sê, dan kom daar vrede, daar kom vryheid, daar kom wysheid, daar kom kennis. Wat jammer is dat baie Christene, dalk sê een van hulle, het groot geword, waar daar gespot word met die Heilige Gees. Waar daar niks jou geleer is oor die Heilige Gees nie. Ja, jy weet daar is Heilige Gees, maar daar word niks gesê nie. Ek sien in die wêreld films en goed, mense wat soms so maklik sal spot met die Heilige Gees. Op 'n manier herken hulle eintlik dat die werking van die Heilige Gees, en nou spot hulle daarmee, hulle is bedreig. Maar die hartseer, selfs in Suid-Afrika, baie kerke wat nooit daaroor praat nie. Nou ek het absoluut in my hart gevoel hierdie kwartaal, dat ons moet praat oor die Heilige Gees. En nou, is ek nie altyd seker waar om te begin, en waar om te vat, en waar om te los nie, maar ek wil hê, jy moet vandag verstaan, hoe belangrik dit is, om oor die Heilige Gees te praat, en te fokus op die Heilige Gees. Vir Jesus was dit geweldig belangrik, dat ons moet wag, en die Heilige Gees moet ontvang. Jesus het gesê, dis beter dat ek weggaan, en dat die Heilige Gees sal kom, wat julle vertrooster is, wat julle helper is, wat julle krag sal gee, wat by julle sal bly. En daarom moet ons hom leer ken. Ons moet hom persoonlik leer ken. Want jy moet onthou, die Heilige Gees is nie, in alle respek sê ek dit, 'n ding wat in die lug hang nie, is persoonlikheid. Hy is een van die Godheid, die drie-enige God, wat ek in verhouding kan staan. Ek as pastoor is dit geweldig belangrik, dat jy die stem van die Heilige Gees sal ken. Want dan gaan jy herken, dis die Here wat nou met my praat, God wat met my praat, en ek gaan sien, maar ek kan sien, dis die Here wat hier werk. En dit het ek al baie beleef, dat goed gebeur, en dan besef ek, dis die Gees van die Here wat nou werk. Die Gees van die Here wat nou hier in mense se harte werk, of in my hart werk, en ek herken amper net, dis hoe die Gees van die Here werk. Nou dink aan, die Gees van die Here gaan nie afgunstig wees nie, hy gaan nie haat hê nie, hy gaan nie jaloers wees nie, hy gaan nie mense verkleineer nie, hy gaan nie dink, ek is beter as ander mense, hooghartigheid in my hart werk nie, hy gaan niks daai goeters doen nie. Jy weet somme, dis nie die Heilige Gees nie. Ek sal van mense vra, is dit die Heilige Gees wat maak dat jy so vloek en skel? Is dit die Heilige Gees? Jy weet dit is nie. Is dit die Heilige Gees wat maak dat jy kla en moan en memoreer en kwaad vir die wêreld is dit die Heilige Gees? Dan kan jy dadelik vir my sê, nee, dit is nie. Want die Gees van die Here
praat hy binne in my. Wat vir my ook wonderlik is, dat die Heilige Gees herinner my aan dit wat Jesus gesê het. So, volgende oomblik het ek net 'n bewustheid, dis wat die Here sê, ek sit 'n oomblik, raak stil, en die Gees van die Here kom en praat sommer net dadelik met my. Daarom is dit belangrik dat ons sal fokus op die Heilige Gees. Nou die Heilige Gees, nommer 1, bly by ons. Sy het dit al gesê dalk, bly by ons, hy kom en hy woon in ons. So ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Dink 'n oomblik daaraan. Die Gees van die Here is altyd by jou. Dit maak my baie keer bang, want dit wat ek sê of dit wat ek doen, die Heilige Gees is in my. Dis hy wat my heilig, dis hy wat my red, dis hy wat by my is. So die Heilige Gees woon binne in my. Omdat hy binne in my woon, doen hy sekere goed. Die eerste is, hy heilig my, plus hy verseël my. Die Bybel sê, dat die Heilige Gees verseël my tot die dag wat die Here kom, tot die laaste oordeel. Met ander woorde, my gees word verseël, my gees is heilig, my word verseël. Met ander woorde, toegemaak, dat daar nie sommer iets kan inkom, en my gees skade doen nie. Maar die Heilige Gees kom en gee my krag. Die Heilige Gees maak dat daar geloof in my is, maak dat daar liefde is. Die Heilige Gees maak dat vrugte deur my kan werk. Die Heilige Gees gee bedieninge ook. Want die Bybel praat van bedieninge, en dan praat hy van gawes. Nou wonder ek, hoekom het mense baie keer nie gawes nie? Want, en ons praat net nie daaroor nie, want as jy daaroor praat nie, dan is dit nie vir my 'n issue nie. Maar dink 'n oomblik daaraan, hoekom het mense nie gawes nie? Hoekom het mense nie bedieninge nie? En eenvoudig dis, mense sê ek sien lus nie, hoekom moet ek dit doen? Die grootste gevaar is, jy kom kerk toe, wat gaan die kerk vir my doen vandag? Wat 'n soort kerk is hierdie? Wat kry ek by hierdie kerk? En ek sien dit by mense, dat hulle loop weg van die een kerk na die ander kerk toe, as die kerk nie vir hulle iets kan gee nie. Maar jy moet besef, eintlik moet jy verander en toelaat dat die Heilige Gees deur jou kan werk. Dat jy 'n bediening het, nie net by die kerk nie, by jou huis, by jou werk, by jou vriende, waar ook al is, maar dat die gawes ook deur jou kan werk. Nou, dis nie my gawe nie. Jy moet dit verstaan. Dis die Heilige Gees se gawe. Ek is maar net die bode, ek is maar net die pakkie, ek is maar net die manier hoe ons daarby uitkom, hoe God dit laat werk. Nou God laat die gawes werk tot voordeel van ander mense, voordeel van sy gemeente, voordeel dat ander mense God se goedheid kan beleef en kan sien. So as ek meer patent is op die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, dan gaan ander mense voordeel trek en God gaan verheerlik word. Daarom is dit belangrik dat ek toelaat dat die Heilige Gees deur my werk. So kom ons lees nou 1 Korintiërs 12. En ek wil jou 'n paar goed wys hierso. Hy sê, en nou broeders en susters, kom ek by julle volgende navraag. So die Korinthe gemeente het gevra oor gawes en nou antwoord hy, naamlik oor die gawes van die Gees. Ek wil hê julle moet hieroor goed ingelig wees, sodat julle gawes reg sal gebruik, sodat julle gawes reg sal gebruik. En dit is so. Ek dink jy kan gawes verkeerd gebruik, maar jy moet dit ook reg gebruik. Hy sê, julle weet hoe julle destyds, toe julle nog ongelowiges was, sonder die aantrekkingskrag van die verskillende afgode, herwaarts en derwaarts rondgesleep is. Julle is rondgesleep. En dit nogal deur beelde wat nie 'n woord kan praat nie. Hy sê, daarom wil ek nou hê, julle moet weet dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, definitief nie onder die invloed van die Gees van God praat nie. Dit wat ek nou net gesê het, is die Heilige Gees wat dit vir jou sê. En ek dink die hartseer is, ons praat goeters wat nie onder die invloed van die Heilige Gees is nie. Maar as jy God vervloek, Jesus vervloek, het jy nie die Heilige Gees nie. Hy sê aan die ander kant, is dit net die Heilige Gees, wat dit vir iemand moontlik maak om te verklaar, Jesus is die Here.
En dan sê hy, daar is hele verskillende gawes, en tog kom hulle van dieselfde Gees. En daar is 'n hele verskeidenheid bedieninge, maar ons dien dieselfde Here. So daar's 'n hele verskeidenheid gawes en verskeidenheid bedieninge. Ons gaan en dat die Here daardeur werk. Ons gaan nou terugkom nou daarna. So hy kom en hy praat hier oor die gawes. Hou net jou Bybel daar oop en dan praat hy oor ons is een liggaam. Die kerk verduidelik hy is 'n liggaam, hande, voete, arms en elkeen doen sy deel. En dan hoofstuk 13 praat hy oor liefde, wat liefde is. Nou nommer 1 praat hy oor God se liefde en hy verduidelik vir ons wie ons is, hoe ons liefde moet hê. En hoekom hy dit by die Heilige Gees sit? Want die Heilige Gees werk nie sonder liefde nie. As daar nie liefde is nie, dan mis jy dit. Liefde is belangrik. Maar hoor wat sê vers 14. Nou as hy klaar oor liefde praat, dan begin hy weer by hoofstuk 14. Nie vers 14, nie hoofstuk 14. Lê julle toe op die liefde. Bly egter ook entoesiasties oor die gawes van die Gees, veral oor die gawe om te profeteer. Nou ek gaan nou vir jou sê hoekom dit belangrik is. So, hy begin praat, dan verduidelik hy die oorgawes, dan verduidelik hy die kerk, dan praat hy oor liefde, dan sê hy, lê klem op die liefde, en wees entoesiasties oor die gawes. Nou weet ek, as jy hier klaar sit en dink jy, en wat se gawe het ek? En ek weet, baie keer kry mense, ons doen 'n toets, om 'n toets te word, wat se gawe jy het. Ja, wat vir my partykeer 'n probleem is, want ons sit die Heilige Gees in 'n blik, ons sit hom in 'n vierkant. Ek dink dat al die gawes deur jou kan werk. As jy fokus op die Heilige Gees, jy toelaat dat die Heilige Gees met jou werk en deur jou werk, kan baie gawes met jou werk. So kom ons lees nou verder in hoofstuk 12. Kom ons lees maar hier weer vanaf vers 6 af. Hy sê, daar sê hele verskeidenheid geestelike gawes, en tog kom hulle van dieselfde Gees. Dis vers 4, vers 5, en daar sê hele verskeidenheid bedienings, maar ons dien dieselfde Here. Daar is talle aktiwiteite in die gemeente, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge kragtig in ons almal aktiveer. Elkeen van ons ontvang 'n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel. Vers 7, so wat sê jou vertaling dan? Hy sê, elkeen van ons ontvang 'n manifestasie van die Gees om die gemeente te bevoordeel. Aan die een gee die Gees die bekwaamheid van goddelike wysheid te verkondig, om 'n ander gee hy gawe van spesiale kennis, aan iemand anders gee hy dieselfde Gees 'n heel besondere geloof, aan een gee hy gawes van genesing, en in die volgende een die vermoë om wonders te verrig, en 'n ander die gawe van profesie, en nog een die vermoë om te onderskei tussen geeste, aan iemand anders die gawe van praat van tale. Dis op te staan in die gemeente en tale te praat. Dis nie tale persoonlik daar by die huis nie. En dan een die bekwaamheid om die tale uit te lê. Dit is een en dieselfde Gees wat elkeen gawes, wat hierdie gawes bewerk en wat elkeen uitdeel soos hy dit goed vind. Kom ek lees dit weer. Dis een en dieselfde Gees, die Heilige Gees, wat al hierdie gawes bewerk en wat elkeen uitdeel soos hy dit goed vind. Nou, Paulus sê, kom ons leer oor die gawes, jy moet goed ingelig wees, sodat jy die gawes reg sal gebruik. Nou, as ons oor die gawes praat, eerstens sê, is, gawes is nie 'n natuurlike ding nie. Dis nie iets wat jy mee gebore is nie. Talente, jy weet, party ouens het net vaardigheid met 'n bal. Hy het 'n talent vir musiek, hy het 'n talent vir sekere goeders. Hy's daarmee gebore, maar nie die gawes nie. Gawes is nie uit onsself nie. Dis 'n bonatuurlike ding wat God vir iemand gee, wat 'n geestelike voordeel vir homself is, vir ander mense, vir die gemeente is.
En al wat dit is, ek is maar net die pakkie draer, ek is maar die bode, kan ek sê. Ek is maar die houer waarin die gawes afgelewer word, gebring word aan mense. Die hartseer is baie keer, voel mense, hoorie maar, ek is nou 'n dit, of ek is nou hierdie, of ek is nou daai. Ek dink jy moet versigtig wees vir dit. Ek wil liewerste alles hê. Want as ek al die gawes deur my manifesteer, dan help die Here my met alles. Nou ek dink nie die Here wil een vir alles vir een ou gee nie. Die Here wil dit vir verskillende gemeente, vir verskillende mense in die gemeente om te kan gebruik. Nou ek as pastoor is slim genoeg om te weet, daar's mense met verskillende gawes, en dat moenie die gedagte het, hy staan net op 'n Sondag op en nou werk die gawes nie. In die week, ek sal met 'n afspraak maak, met hom praat, of gaan sien, of wat ook al, en luister na hulle, en dan die gawe wat manifesteer. So as ons nou die gawes, kan ons in 3 kategorieë opdeel. Die eerste is, gawes van weet, jy weet. En ek dink baie van ons het al hierdie gawes beleef sonder dat jy dit besef. So die eerste groep is weet, tweede groep is om te sê en die derde groep is om te doen. En weer eens, dis soos die Heilige Gees uitdeel. So wil nie, jy moet reg verstaan, ek wil nie kom en sê presies dis hoe dit is nie, want dis nie ek wat dit uitdeel nie. Dis die Heilige Gees wat dit uitdeel. Maar ek wil nie hê jy moet kom en sê, nee, die Here wil nie dit vir my gee nie, of ek is nie dit nie. Dan stop jy die Heilige Gees ook, dan blus jy die vuur uit, en jy verhinder die Heilige Gees om te werk. So die eerste gawe is 'n woord van kennis. Kennis is dat die Gees goed aan jou openbaar. Dis soos Jesus by die put, by die vrou, en hy vra vir haar, geef my water, en dan sê hy vir haar, maar jy het 5 mans gehad. Dis kennis, jy weet dit net. Paulus, 'n ander voorbeeld ook, toe hy op die boot moet klim, die Bybel sê dat hy net na die vastyd, en hy sê vir hulle ouens, ons moenie vaar nie, en hulle wou nie na hom luister nie, die weer het goed gelyk. Ek dink, 'n gawe van kennis het deur Paulus gewerk. 'n Ander gawe is die gawe van wysheid, dat daar goddelike wysheid kom. En reg deur die Bybel sien ons dit. Mense wat met wysheid optree, en ek dink baie keer beleef jy dit ook, want die Heilige Gees maak jou wys. Daar's 'n wysheid wat in jou kom, jy gee 'n antwoord, jy besef nie eers waar dit vandaan gekom het nie, soos Salomo met die 2 vrouens wat stry oor 'n kind. Jesus toe hulle die vrou bring wat in sonde betrap is en oorspel, toe sê hy, as jy geen sonde het nie, gooi die eerste klip, en hy tree daar met wysheid op. Hy sê, die gawe van onderskeiding is waar Petrus agter Jesus aanloop en sê, ek sal nie toelaat dat hy gekruisig word nie. En dan draai Jesus om en hy bestraf die duiwel in Satan. Hy sê nie Petrus is Satan nie, maar hy onderskei, dis Satan wat nou hier werk. Nou as jy hierdie eerste 3 net 'n oomblik dink, is kennis belangrik. Baie keer sê ek van my vrou, ek weet net dis wat gaan gebeur. Het jy dit ook al beleef? Baie keer weet jy nie wat om te doen nie, dan bid ek en vra, Heilige Gees, gee my wysheid, en die volgende wysheid. Ek doen berading, of praat met mense, terwyl ek met mense praat, dan bid ek oop en sê, Heilige Gees, gee my nou raad, gee my wysheid, wat moet ek sê? En dan sê ek 'n ding, en woep, dan werk dit in hulle hart. Dan besef ek, die Heilige Gees het geweet wat nou gesê moet word. En dan ook te onderskei. Want in die dae waarin ons leef, is goed, lyk goed so reg, so goed, maar om te onderskei, hierdie is nie van die Here af nie. Hierdie is verkeerde gesindheid. En dan profesie, die tweede groep, om goed te sê. Nou Paulus sê, hy sê in hoofstuk 14, kan ons lees dit weer, hy sê, lê julle toe op die liefde, bly egter ook entoesiasties oor die gawes van die Gees, veral oor die gawe om te profeteer. Nou, 'n profesie is nie 'n voorspelling nie. Dis nie, ek gaan nou waar sê en dan profeteer nie. Jy weet, dan sê wat gaan gebeur nie. Dis nie 'n profesie nie. Profesie sê die Bybel, 1 Korintiërs 14 vers 3, kom ons lees dit hierso. Wat sê hy hierso? Waar is vers 3? As jy,
Maar as jy profeteer, bou jou woorde mense op en bemoedig en vertroos hulle. So, as jy wonder wat is profeteer, is nie waar sê wat gaan gebeur nie. Profeteer is, jy bou jou woorde mense op, bemoedig en vertroos. So as dit nie opbouend is nie, hak ek nou met die woord vas, ek bou mense op nie, as dit nie bemoedig en dit nie vertroos nie, is dit nie 'n profesie nie. Maar hoekom profesie belangrik is? Want niks gebeur in die Bybel as God dit nie sê nie. En daarom is dit belangrik dat ons sal sê wat God sê. En ek dink die Heilige Gees wil baie keer 'n ding profeteer deur ons. Die hartseer is, jy praat baie keer negatiewe goed, wat nie van die Heilige Gees is nie. Wat die Gees van die Here nie gesê het nie. Wat die Here nie praat nie. En dan sê jy daai goed en jy glo daai goed en daai goed het 'n invloed in jou lewe. Wat Paulus sê, lê jou klem op die liefde en veral om te profeteer, met ander woorde, veral om te bemoedig, op te bou en te vertroos. En dan praat hy sê en sekere om in tale te praat. Dis engele taal om in die gemeente op te staan en eintlik vir die gemeente te bid. Nou ek het dit al gesien in gemeentes, partykeer gebeur dit min. Dit gebeur min, maar omdat mense dit nie reg verstaan nie. En dan is daar uitleg eintlik oor daai gebed. Nie 'n profesie nie, 'n uitleg oor daai gebed. En wat ek baie keer in my eie lewe toepas, is as ek 'n skrif het om in tale te praat en wag totdat daar antwoord kom. Terwyl ek praat in tale, beleef ek 'n antwoord skielik hier binne in my. Dalk sit 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, 'n uitleg. Daar's net dis wat nou gebeur het. En dan sê hy 'n gawe van geloof. 'n bonatuurlike oortuiging, dit wat die Heilige Gees nou gaan doen, en dan party vertaling sê om wonderwerke te doen. Nou dink 'n oomblik aan, dis die Heilige Gees wat geloof werk binne in jou hart. En dis wat Paulus sê, jy kan nie die Here vloek en sê jy die Heilige Gees nie. Dis juist die Heilige Gees wat sê, Jesus is die Here. Met ander woorde, jy het geloof. Maar hierdie gawe wat nog 'n groter geloof wek hier binne in jou. So as jy die Heilige Gees in jou het, dan wil ek geloof binne in jou sien. Dis een van die gawes. Ek sal baie keer vir die Here vra, Here, gee my meer geloof. Laat die gawe van geloof deur my werk. Ek sien dit baie keer by mense, dat ek sal dalk eers geloof 'n ding het, maar ou staan daar op en hy het geloof, dit sal werk. Dan sê ek verstom oor hoe dit werk. Eintlik is dit die gawe van geloof wat nou deur hom gewerk het, wat deur jou gewerk het. Dalk het jy dit al beleef, niemand het dit gedink dit sal werk nie, maar jy dink dit sal werk, jy doen dit en woep, daar werk dit. Dan is dit eintlik, dink ek, 'n gawe van geloof wat deur jou werk. En dan sê hy 'n mooi ding, die gawes van gesondmaking. Die gawes van gesondmaking. Hy sê nie die gawe nie. Hy sê gawes van gesondmaking. Nou ek dink eerstens, jy kry mense, hulle bid vir mense en hulle word gesond. Ek het dit al gesien. Ek dink baie keer my pa het 'n gawe van gesondmaking gehad. Hy het vir mense gebid dat hulle gesond geword en ander kere bid en dan gebeur niks nie. Want dit is gekoppel ook aan jou geloof. Maar baie keer in 'n gemeente, as jy 'n voorbidder, jy staan net daar, lê jou hande op iemand en word ou gesond. Want die gawe werk hier deur jou. Dis nie jy wat gesond maak nie, dis hulle wat gesond maak. Maar ek dink gawes ook, mense wat net 'n gawe het om berading te doen. Gawe het om mense dat daar genesing in hulle harte kan kom. Ek dink dokters val hieronder. Christen dokters, ek het 'n dokter wat vir my pille gee, kom ek bid vir jou dat die pille in jou liggaam werk. Dokter wat bid en sê, Here help my, wat is fout hierso? Dat die gawes begin deur hom manifesteer, wat deur hom begin werk. En ons moet dit besef, dat gawes, dis nie net die gawe van genesing nie, maar gawes. Maar kom blaai gou na 'n ander gedeelte toe, Handelinge 14, nou in 30 jaar
het ek hierdie nog nooit beleef nie. Nooit. Ons op 'n ander manier beleef, ek sal nou vir jou verduidelik, maar maak oop by Jakobus 5. As jy praat van genesing. Nou, Jakobus praat met die kerk. Jakobus 5 vers 13. Is daar van julle wat swaar kry, dan moet julle aanhou bid daaroor, en die wat opgeruim is, moenie ophou lofliedere sing nie. Is daar van julle wat siek is, dan moet julle die ouderlinge van die gemeente laat kom, nadat die ouderlinge die siekes met olyfolie in die naam van die Here gesalf het, moet hulle vir hulle bid. En 'n gelowige gebed sal die siek mens gesond laat word. Die Here sal hom laat opstaan. En watter sondes die sieke ook al gedoen het, dit sal hom vergewe word. Nou wat ek nog nooit gekry het, is dat 'n sieke my bel en sê, pastoor, kry al die ouderlinge bymekaar. Laat ons kan bid. Want ek dink, nou moet hulle geloof hê. Die hartseer is, baie keer word siekte net aanvaar. Maar as jy mense kry, en jy bel hulle en sê, luister, kom salf my met olie, ek bely my sonde, as daar sonde is, en ek moet gesond word, dan sê hy, 'n gelowige gebed. Nou ons het al die ouderlinge by mekaar gekry, en vir iemand gaan bid, maar daai persoon het nie eintlik die ouderlinge gesoek nie. Hoor wat ek sê. Maar ek dink, as jy siek is, en jy roep al die ouderlinge by mekaar, en sê, nou gaan julle vir my bid. Sê my, jy kom kerk toe, en ek sê, ek soek al die ouderlinge, wat vir my bid, salf my, en bid saam met my, dat ek gesond kan word. Wat gebeur hierso? Die gawe van genesing begin hier te werk, die gawe van geloof begin werk, want dis wat God wil doen. So, ek wil afsluit om te sê, die gawes is om jou te help, verseker. Maar verseker om die gemeente te help. As die Heilige Gees nie in die kerk werk nie, is die kerk dood. En weer eens, wees versigtig, nie hoe jy dink die Heilige Gees moet werk nie, want dit kan baie keer net 'n show wees. Maar as jy in die kerk instap en jy het geen ervaring met die Heilige Gees nie, geen ervaring dat die Gees van die Here in jou werk nie, mis jy dit. En ek kan dit nie vir jou doen nie, dis jy wat moet soek na die Heilige Gees. Ek bid, ek vra, Here, wat moet ons doen? As jy daar in jou sirkel is, en jy ervaar nie die Heilige Gees werk met jou, en praat met jou nie, dan mis jy dit. Jy mis dit wat die Heilige Gees wil doen. Jy moet toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk. En ek wil jou aanmoedig, ernstig aanmoedig, om dat die Heilige Gees te soek, en dat die gawes deur jou werk. En dis vir my baie lekker, as ek sien gawes werk deur ander mense. Ek bedoel, as ek nie 'n plan het nie, en iemand gee 'n woord van wysheid, of 'n woord van kennis, bid saam met my, daar's geloof, ek soek mense, ek sê vir my ouderlinge, ou maat, julle moet geloof hê, daar moet gawe van geloof deur julle werk, dis wat belangrik is, en dan is dit baie lekker. So ek wil jou aanmoedig, wees entoesiasties oor die gawes van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie dat U dit vir ons wil gee. U gee dit met liefde. U gee dit want U gemeente moet werk. En Here, help ons dat U Gees altyd in ons midde sal wees, sal manifesteer tussen ons. Dankie dat U vir elkeen van ons dit gee. En ek wil bid dat elkeen sal glo hulle het dit. Dankie vir U liefde. In U naam. Amen. Wil jy in 'n oomblik net daar praat in jou sirkel oor gawes wat jy al beleef het, of gesien het, of gehoor het, wat jy beleef het. Moenie stry daaroor en redeneer daaroor nie, dit wat jy beleef het. Dankie, jy is 'n great blessing.